Goeiemôre, lieve vriende, broers en susters. Hartlik welkom ook by hierdie geleentheid. Dit is vir my altyd 'n voorreg om ook so van tyd tot tyd u te besoek en saam in die erediens ook hierdie ontmoetingsgebeure te belewe tussen hemel en aarde. God wat na mense op pad is, en mense wat met mekaar gemaak word en uitgeroep word, letterlik uitgeroep word uit die plekke van hulle verdwaling, van hulle eensaamheid, van hulle skande, van hulle ongeloof, na 'n plek van lig en van vreugde voor God se aangesig. Mag almal van ons ook hierdie roepstem tot vryheid gedurig deur maar hoor en dit in ons hart bære. Nou die afkondiginge sal na die prediking aan die orde gestel word. Kom ons sit net so vir 'n paar oomblikke stil en dan gaan ons daarna verder. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Broers en susters, genade vir julle, en vrede en oorvloed, van hom wat is, wat was en wat kom, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, en van die Gees wat Heer en lewendmaker is, en in ons woon, by alle eindes verbly. Amen. Kom ons antwoord met 'n lofsang, die bekende Psalm 146, ons gaan daarvan verse 1, 3 en 5 sing. Ek lees vir ons 'n bekende gedeelte uit die Nuwe Testament voor waarin iets van hierdie aansporing, hierdie oproep tot 'n lewe in lyn met die boodskap van die evangelie aan ons voorgehou word.
Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder in die kaap. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val en as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. En maak die beste geleentheid van gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle Here hart tot eer van die Here en dank God die Vader altyd oor alles in die naam van die Here Jesus Christus. Dis ons aan ons eie aard dat ons so maklik oop oor die donker, dat ons die gawe van die lig misken en in die donker ons eie pad probeer vind. Maar dis 'n vrugtelose soektocht, sê die Nuwe Testament. Eers wanneer die Here mense deur sy lig verlig, het hulle kennis van hulself, kennis van die wêreld rondom hulle, kennis ten diepste van God self. En kan hulle as verstandige mense noukeurig daarop let om in die lig van die waarheid 'n lewensweg agter Christus aan te waag, sy volgelinge te wees. En dis ten diepste wat Paulus hier skryf aan die gemeente in Efese. Hy sê, julle het gehoor wat God alles in hom aan julle gegee het. Hy het julle saam met hom lewend gemaak. Eintlik saam met hom 'n plek gegee aan God se regterhand. En nou roep hy julle om vanuit die opstanding van Christus ook 'n opstandingslewe te lei. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal skyn oor jou lewe. Hierdie oproep wat vroeg en laat aan die gelowiges van alle tye gerig is, en daarom ook aan ons, is in die letterlike sin van die woord 'n wake-up call. Dis 'n roep om wakker te word. Mag dit by ons gehoor vind en in ons harte meeklink en naleef, sodat ons nie net sal hoor, maar ook omgehaal sal word om te doen.
Omdat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat, sê die katekismus. Daarom is daar net een manier waarop ons van hierdie onuitspreeklike las verlig kan word, verlos kan word. Wat ons self kan doen is onbeduidend. Wat God kan doen en inderdaad doen, is lewe uit die dood. Telkens weer. Kom ons bely dit, as ons nou die volgende lied ook saam sing. Die lied is 239 en ons gaan daarvan al 4 verse sing. Susters, met die kerk van alle tye te saam, voeg ons hart en stem by die belydenis van ons ongetwyfelde algemeen Christelike geloof. En terwyl ons net so sit, kan elkeen van u ook in die hart die volgende saam sê. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Nou, broers en susters, ons skriflesing vanmôre kom uit Hosea, die profeet Hosea hoofstuk 2. Nou kom ons bid saam ook voor die lees van die skrif, maar ek sê tegelijk dat is kort inleiding aan u wil gee voordat ons die skriflesing doen, om hierdie spesifieke gedeelte uit die profeet Hosea eintlik te plaas, te sien binne watter kontekste en met watter ondertone en boaan tone ons hier te maak het. Kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dankie dat u vroeg en laat na ons kom en met ons praat, dat u solank die eeuwe hou, die een is wat nie swyg teenoor ons nie. Dankie dat u woord aan ons gerig is om ons op te roep tot die vreugde, maar ons ook terug te roep tot die weg van die waarheid en in 'n lewe in gemeenskap met u. U woord is die waarheid. U is in u teenwoordig. Kyk by ons die lig vir die wêreld en ook die lig in ons lewe. Vergewe ons, Here, waar ons dikwels sodanig optree dat ons verduisterend optree in terme van die lig wat daar skyn. Dat ons dit nie weerkaats nie, maar demp. Dat ons die vryheid waartoe ons geroep word en geroep is, nie ag vir wat dit is nie, maar so dikwels en so maklik verspeel. Here, wees ons genadig. Aan ons eie heil kan ons niks doen, as u alleen ons nie optel en vashou. Laat dit wat in u hart teenoor ons lewe vir ons duidelik word, ook as ons hier vanmôre by mekaar is. En ontbrand in ons 'n vuur van groot verlange om u te loof met lof en dankgesange. In die naam van Christus, die Here, bid ons dit. Amen. Nou ja, broers en susters, soos ek beloof het, eers net so 'n kort inleidingkie. Die historiese agtergrond van Israel as volk is baie belangrik vir die verstaan van die gedeelte wat ons gaan saam lees. En dit hang saam met sekere identiteite, sekere kenmerke wat aan Israel as 'n volk gekleef het. Kyk, vanaf die oerbegin van Israel as 'n volk was daar 'n paar goed wat juis hierdie andersheid, hierdie uniekheid onderstreep het.
Hulle was oortuig daarvan dat hulle in 'n heel besondere verhouding met God staan. Anders as al die ander volkere van die wêreld rondom hulle. En hulle was verder oortuig dat hierdie verhouding waarin hulle gestaan het met God deur homself geïnisieer is. Hy is die een wat na hulle toe gekom het. Maar wat ook aan sy koms na hulle en teenwoordigheid by hulle baie belangrike verpligtinge op hulle geplaas het. Nou, hierdie verhouding noem die Bybel verbond. Dit is die verbond met Abraham en die nuwe verbond waarmee daar sprake is van Jeremia en in 1 Korintiërs uiteindelik die verbond wat beseël is met die bloed van die Here Jesus. Dit word 'n konstante tema eintlik deur die hele Bybel. En verbond, kan jy nou hoor, hou verband. Verbond en verband is familie van mekaar. Maar verbond en verband, die verband met verbind is ooglopend, nee. En as nou sien het wat ons lees, dat die Here sê, ek gaan my bind aan julle. Dis wat die verbond beteken. Ek gaan julle so aan my bind, dat niks julle van my kan losmaak. Ek gaan nie begin met julle, ten spyte van alles wat gebeur het. Nou, dis in die lig van hierdie unieke verbintenis, dat Israel die verbondsvolk genoem word. Van geen ander volk vir het gesê. En dat God die verbondsgod genoem word, of baie duideliker nog in die Ou Testament, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis die aardsvaders wat uiteindelik die moederbodem sou lê van die volk van die belofte. As jy daar in Galasiërs gaan lees, dan sal jy sien dat daar ook sprake is van die volk van die belofte, dit wat uiteindelik kom. Nou, die aard van hierdie verbondsverhouding was so dat dit as eksklusief verstaan moet word. Dink maar aan die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. En daarom is hierdie verhouding tussen God en sy volk dikwels in die Ou Testament, maar eintlik regdeur, ook in die Nuwe Testament, by wyse van 'n metafoor verwoord, en die metafoor was die huwelik. Israel word geteken in die vroeë jare as die jong meisie wat in die woestyn deur die Here self as dit ware gevind is en wat oreed is om haar liefde weg te gee aan hom. Op baie plekke kom dit na vore. Ek kan net opmerk hier dat hierdie wyse van praat deurgangs volgehou word tot letterlik aan die einde van die Nuwe Testament. In die boek Openbaring, waar die kerk die bruid van Christus genoem word. En Christus die bruidegom genoem word. En daar is geen ander verhouding wat die klem op liefde, eenheid, onderlinge gesprek, eksklusiwiteit, so beklem as juis 'n liefdesverhouding, 'n huweliksverhouding. Nou, die laaste opmerkingie wat ek nou maak, voordat ons begin saam lees. Ek het nou gesê dit is 'n verbondsvolk. Ek het ook gesê dat hierdie lewe in die verbond geteken word asof dit 'n huwelik is, of verduidelik word deur middel van die voorbeeld van die huwelik, en die laaste
opmerking in die verband, wat nou ek sal voel genoegsaam sal wees as 'n inleiding, is die feit dat God se woord, dit is die woord waardeur die verbond tot stand gekom het, nie? God is die sprekende woord. Hy sê, ek is die Here wat jou uit Egipte, uit die land verslawernij gelei het. Jy mag geen ander woord vir my aanspreek. Julle is aan my gebind, omdat ek my eerste aan julle gebind het. Die belofte woord van julle se genade by my ontvang, en ek sal julle vashou deur alle geslagte heen. Ek kom maar die profete gaan lees. Die woord, lees soos ek was, die woord van die Here het toegekom tot hierdie profeet so en so. En die Here het gesê, gaan sê vir die volk, dit en dat. Hierdie klink van die belofte van God se nabyheid begelei as het ware hierdie lewe wat in 'n verbondsverhouding geleef moet word. En op twee wyses. Hierdie woord vermaan, dit veroordeel, dit sê straf aan, maar dit sê ook heil aan. Dit sê ook verlossing aan. Dit roep uit, praat van die genade. En die genade wat ouer is as alles. En die laaste dan hierdie sprekende God is die een wat nie net die verbond tot stand bring nie net die verbondslewe begelei deur sy woord en spreuke nie, maar wat ook konkreet 'n land aan hulle beloof. Die hele ding van die land Israel is tot vandag toe nog nie opgelos. En is een van die netelige punte wat hulle gesê het, maar die geskiedenis van die profete sê, God het 'n eie land beloof, en dit sal ons in besit neem, om van die goeie van die land, hierdie goeie land wat oorloop van melk en honing, as het ware altyd te bewoon. Nou, tot hierdie inleiding is 'n bietjie lank geweest, weet ek, maar u sal nou hoor as ons hier begin voorlees, dat dit in die beeldspraak van 'n verhouding is. 'n huweliksverhouding of 'n verhouding wat besig is om aangeknoop te word. So begin hy. Kla julle moeder aan, klaar aan. Sy is nie meer my vrou. Ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer oorspel pleeg nie. Anders trek ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dor land. En sy sal van die dors doodgaan. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite-egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut en sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dis hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas, olie en drank het. Daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp, sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wil nie erken dat dit ek was, wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gegee het. Geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het. Daarom gaan ek die koring en die wyn wat sy by my kry terughou in die woestyn. Ek gaan ook
die wol en die vlas terugvat wat ek vir haar gegee het om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars.